Welkom by Lydenstyd 2026 en vandag spesifiek staan bekend as Woensdag. Wat is Lydenstyd? Lydenstyd of Lente is die 46 dae voordat Paasvrydag aanbreek. En in die kerkgeskiedenis op die kerkkalender was die gewoonte gewees van die eerste kerk om op hierdie Woensdag die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag, dis toe Jesus met Jerusalem in Jerusalem ingegaan het, om daai palmtakke wat hulle gevier het op daai dag te verbrand en dan daardie as te gebruik met olyfolie te meng en 'n kruis te maak op die mense wat die diens bygewoon het se voorkoppe. En dan het hulle vir hulle iets gesê soos in Genesis 3, stof is jy en tot stof toe sal jy terugkeer. Of hulle het baie keer vir hulle iets gesê soos, Jesus is lief vir jou, hy het vir jou gesterf, of hy het vir jou gelei. In antieke tye het Lydenstyd ook gepaard gegaan met 'n vastydperk. Vir daai 40 dae, dis nou die Sondag uitgesluit, het hulle gevas van iets in hulle lewe. Partykeer was dit kos gewees, partykeer was dit vleis gewees. Maar hulle het gevas om tyd op sy te sit en plek te maak vir God in hulle lewe. En ek wil jou uitnooi, as ons nou hierdie volgende 6 weke wys my die weg, ons Lydenstyd vir 2026 vier, of jy nie ook daaraan wil dink om iets in jou lewe te vas nie. Dit kan tee wees, koffie wees, TV wees, sosiale media wees, vleis wees, suiker wees. Ag, dit kan enige iets wees wat 'n gewoonte is, iets wat jy elke dag doen of gebruik, wat jy besluit vir 40 dae lank gaan ek dit vas. Ek gaan plek maak vir God wanneer ek hierdie gewoonte sou gehad het, om byvoorbeeld TV te kyk, of wanneer ek byvoorbeeld 'n ete opoffer in 'n dag, om dalk met God te praat in daardie tyd. Waaroor gaan Lydenstyd? Lydenstyd gaan daaroor dat ons in Jesus se voetspore wil volg vir die volgende 6 weke. Ons begin vandag, is die voorbereidingsweek, en dan vir 6 Sondae, elke Sondag het ons 'n nuwe tema in ons reeks wat ons inlei. So vir 6 weke volg ons in Jesus se kruispad, sy dae voordat hy gekruisig is. Ons volg hom en ons volg die disippels in daardie tyd. Die Oosterse kerk en die Westerse kerk het hierdie begin gebruik daar in die 4de eeu om Lydenstyd te vier. En dan het hulle in die voetspore van Jesus, waar dan in Lukas 5 in die woestyn ingelei is deur die Gees en gevas het vir 40 dae. Die voetspore van Moses en Elia wat ook vir 40 dae gevas het. Maar dit is 'n tyd wanneer ons plek maak vir God in ons lewens. Dit is 'n tyd wanneer ons in verhoudings groei. Ons wil in hierdie tyd nader aan God groei eerstens, nader aan mekaar, die mense wat in ons gesinne is, en ook nader aan ander mense. Dit is 'n plek van groei in ons lewens. Dit is 'n plek wat ons vas, wat ons belydenis doen van dinge, en is ook 'n tyd wanneer ons gee vir armes, gee vir mense wat minder as ons het. So ek wil jou uitnooi, kom vier hierdie Lydenstyd saam met ons en gaan saam met ons op hierdie reis. Kry jou dagstukkie boekie wat fisies beskikbaar is, teen R30, of kry die PDF weergawe en maak dit 'n hertoewydingstyd in jou lewe. Dat jy jouself weer hertoewy of recommit aan die Here. En sê vir die Here, Here, wys my u pad vir my in hierdie volgende 6 weke. Daar's ook 'n gesinsboekie beskikbaar, wat jy saam met jou gesin kan doen. Hy's in Afrikaans en Engels beskikbaar, en ons gaan ook in groepe wees in hierdie volgende paar weke. So as jy graag by 'n groep wil inskakel, laat weet ons ook asseblief. En kom ons geniet hierdie tyd saam, en ons stap in die voetspore van ons Rabbi, van ons leermeester Jesus.